Hallo al julle awesome mense. Ek groet julle in die lieflike naam van Jesus. Ek wil vandag vir ons lees uit 2 Samuel 5 uit, nadat Dawid koning oor Israel gesalf was. Aanvaar was deur al die stamme. Nou wat ek graag wil lees is van die 2 oorloë wat in hoofstuk 5 gebeur het. Ek gaan na 5 vers 19. Toe het Dawid die Here geraadpleeg. Let op die woord geraadpleeg. En gesê, sal ek optrek teen die Filistyne? Sal u in hulle in my hand gee? En die Here het aan Dawid gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. Daarop het Dawid na Baal-Persam gegaan, en Dawid het hulle daar verslaan en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek soos water deurbreek. Daarom het hy die plek Baal-Persam genoem. Vers 22. Maar die Filistyne het weer opgetrek en hulle in die dal van Refaim versprei. Dis nou nadat hulle pak slag gekry het. Toe raadpleeg die Dawid die Here en hy sê, let op die woord weer, raadpleeg. En die Here sê, jy moenie optrek nie. Trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse. En as jy geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen, net soos die Here hom beveel het. En hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot naby Geser. In hierdie paar verse wat kan ons sien dat duidelik dat Dawid die Here geraadpleeg het. Man van God, raadpleeg God, en hy wen hierdie 2 oorloë. Selfs het God voor hom uitgetrek en die leer van die Filistyne verslaan. God is altyd daar. As jy hom raadpleeg en hom vra, hy is altyd daar en oorwinning sal aan jou toegegee word. Daarna, toe hulle die ark nou na Jerusalem toe, Dawid wou die ark nou, hoofstuk 6, toe Dawid die ark na Jerusalem toe wou bring. Hy het 30.000 manskappe voor hom aangehaat. Hy het hom self geklee in seker sy oorlogsoutfit, al die medaljes en goeders. Hy het 'n spesiale wa gebou om die ark te vervoer. Maar die ark het die teenwoordigheid van God represent. Die ark moes op spesiale maniere getransport word. Die ark het 4 ringe op die kant gehad, as jy na Numeri 4 toe gaan. Daar was 4 ringe op die kant van die ark, en daar was spesiale draaghoude deur dit gegaan. En dan moes hulle die ark op hulle skouers dra. Die Lewiete moes die ark op hulle skouers dra. In hierdie geval het dit nie gebeur nie. Die ark was op 'n wa geplaas, 'n splinternuwe wa wat gebou was. Die probleem is hierso, die instruksies van God was nie gevolg nie. Ek wonder by myself of Dawid die Here geraadpleeg het in hierdie vervoer van hierdie ark. As ons na vers 6 gaan, hoofstuk 6, en toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarom het die toon van die Here teen Ussa ontvlam, en God het hom daar getref voor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. Dit laat my wonder, was God geraadpleeg in hierdie saak met die ark? Ons raadpleeg nie God elke keer nie. As ek dink, is ek iemand wat dinge uit my eie krag wil laat gebeur. Daar's 'n fyn lyn tussen God gegewe selfvertroue en selfonderhoudenheid. Wanneer ek hierdie lyn oortree, kan dit my duur te staan kom. Dit het al baie met my gebeur. Dat ek in die heat of the moment, in die oomblik wat ek nie God vra nie, dinge myself doen, dinge deur my eie krag doen.
dat daai fyn lyn oortree word. En dan werk dinge nie uit nie. Dinge raak net moeiliker. Omstandighede raak net moeiliker. Ek vra nie God nie. Ek wag nie op God nie. Dit kan my baie, baie, baie duur te staan kom. Maar raadpleeg ons God. Hoe raadpleeg ons God elke dag? In ons omstandighede. In ons soeke na vrede. Ons soeke na liefde. Want hierdie wêreld is boos. Hy is boos. Ons lewe in die tyd van boosheid. Elke dag, daar's oorlog. Daar's dinge wat gebeur. Neem ek werklik tyd om die Here te raadpleeg? Of dink ek in my eie krag gaan ek dit doen? Gaan ek dit kan deurdring? Dan wonder ek soms ook, hoekom het dit so uitgewerk? Ons is geneig om te vra, waar was God? Maar die punt is, het ek soos Dawid die Here geraadpleeg en oorwinning gekry? Of het ek deur my eie selfonderhoud dinge probeer doen? Gedink ek kan dit doen deur my eie krag? God is daar, elke oomblik van die dag. God is, ons het die gees van God in ons. Waarom vra ons nie? Twyfel ons? Of is dit maar net in the heat of the moment, soos hulle sê, wat ons daai besluit neem, sonder God se medewete? God weet daarvan. God wil hê jy moet hom raadpleeg. Maar doen ek dit? Dit is vir my 'n baie, baie, baie moeilike ding om te dink dat mense God nie kan raadpleeg in ons besluite nie. Ek wil vandag net vir ons, vir ons, myself en aan die wat luister sê, God is daar. Hy is alomteenwoordig. God weet van elke haar op jou kop. God is genadig. God is liefdevol. Daarom kom ons raadpleeg God in wat ons doen en ons doen en late. Kom ons vra die Here en kom ons is nie weer te oorhaastig om 'n antwoord te kry nie. Kom ons wag en vertrou op die Here. Dat ons nie weer daai dun lyntjie, daai fyn lyntjie oortree nie. Broers en susters, ek myself is bitter skuldig aan hierdie besluitneming, oorhaastige besluitneming. Maar ek wil die Here vra om my te help en my te lei, om hom eers te raadpleeg. Om hom eers te vra, God, wat moet ek nou doen? En nie oorhaastig te besluit nie. Kom ons bid saam. Hemelse God en Vader, ons kom na U toe, deur die Seun Jesus Christus. Vader, vergeef ons ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe. Here, soos ons in hierdie 2 oorloë gesien het, Dawid het U geraadpleeg. Here, help ons om ook eers te dink om U te raadpleeg in ons besluite, Here. Here, laat ons nie oorhaastig sal wees nie en die verkeerde besluite neem nie, Vader. Here, maar laat ons in ons harte sal weet, U is daar. Ask God and let Him confirm and things will work out. Here, gaan met ons deur hierdie tyd, Vader. Hou U hand van beskerming oor ons, Vader. Vra dit in Jesus naam. Dankie, Here. Amen.